Welkom hier by die volgende Bybelstudie. En ek hoop jy het jou Bybel nader. Ek hoop jy het 'n lekker koppie koffie. Ons gaan regtig hierdie studie geniet en ek wil saam met jou leer en groei in Christus. So wil jy net jou oë sluit vir 'n oomblik en laat ons die Heilige Gees vra om hierdie gedeelte vir ons oop te breek en laat hierdie gedeelte vir ons sin maak wat die Here beplan het. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde. Baie dankie vir u genade. En Here, wanneer ons praat oor die eindtyd, weet ons, dit kom nie deur 'n mens of deur 'n kerk of 'n stelsel nie, maar dit is wat u bepaal het, dit is wat u beraam het, wat moet gebeur. Want daar kom 'n einde tot sonde, en daar kom 'n einde tot dae. En u het 'n begeerte gehad om saam met die mens te wandel. En so wil ek vra, Here, maak hierdie vrae wat ons het, stil in u woord en deur u gees. En mag ons draers van hoop wees, mag ons hierdie boodskap uitdra tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie. Ek wil graag met julle so 'n paar dinge deel. Ek is opgewonde oor hierdie studie. Nou, ons het in die begin van die jaar hieroor gedoen. Ek het vir julle die hele gedeeltes uitgeskryf, eintlik maar 'n paar hoogtepunte uitgelig oor die eindtyd van die wegraping tot waar ons dan in die hemel gaan wees. Nou, ek wil weer net oor 'n paar punte praat. Ek dink uit na laasweek se gesprek het daar sekere dinge na vore gekom en al hoe meer sien ek sekere dinge wat oppop op sosiale media, mense wat goed sê en selfs wat vir my eintlik bietjie geskok het, is geestelike leiers wat ons opgesien het, wat nou begin goed sê wat nie in lyn is met die woord nie. So ek wil hê julle moet saam met my kyk en ek dink hierdie gedeelte som dit so mooi op. Hosea sê dit so mooi. Hy sê: "My volk gaan teen gronde weens 'n gebrek aan kennis." Nou, ek glo persoonlik dat daar 'n groot aanslag is teen die kerk. Ek dink ook wat die vyand doen op baie maniere, en een van die dinge wat hy doen is nie net laat ons vervolging kry nie, maar partykeer sit hy ons in 'n gemaksone. Ons word nie geroer nie en dit steel ons roeping. Nou, ons moet bly by die woord en hierdie woord, want die dinge wat ons nou sien, bring vrug. Maar wanneer mense hieroor praat, bring dit nie vrug nie. Hulle is besig met dinge wat nie sin maak nie. En wat my so 'n bietjie bekommerd maak, is al meer en meer sien ek dat mense praat oor hierdie tekens en mense is so bekommerd oor die tekens en ek gaan 'n bietjie later daar ook gesels, dat ons mis die punt. Nou, wat ek daarmee bedoel is, die tekens is daar vir my en vir jou as 'n boodskap om vir ons te sê, maak jou hart reg en jou saak reg met die Here. En dit is waaroor dit gaan, maar nou deesdae is ons so besig om al hierdie dwaallering te stop en te keer, dat ons mis hierdie hele prent wat God bedoel het oor die eindtyd. Hierdie eindtyd is nie deur onsself ingestel nie. Soos wat ek genoem het, hierdie eindtyd is God se manier om nie die aarde tot 'n einde te bring nie, maar sonde tot 'n einde te bring. Want soos wat God gewandel het met Adam en Eva in die begin, dit is wat Openbaring vir ons verklaar, weer op die einde, so wil God weer met die mens wandel op die einde. Nou, God is 'n God vol liefde, genade, maar hy is ook regverdig. So wanneer ons almal voor hom gaan staan, gaan ons niks teen hom kan sê nie, want hy is 'n regverdige God. Hy is 'n God wat vir ons 'n gelyke kans gegee het en almal op 'n gelyke vlak gesit het om hom te kan kies. So wanneer ons praat oor die wegraping, gaan ek oor sekere goed gesels en ek gaan ook daar verwys, maar ek wil eers so 'n paar skrifte saam met julle lees. Hoor wat sê 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar as ons almal verander word. Kom ons gaan net hier eers vir 'n oomblik wat ek nou hier gesels het en hier gesê het. Hier wat hy nou verwys, hy sê hierdie verborgenheid, dit was 'n geheim. Die Ou Testament kon dit nie teen volle verstaan nie en insien nie. Nou, wanneer ons praat oor die eindtyd, strek dit oor baie gedeeltes. Ek haal maar die minimaalskrifte aan. Daniël praat daaroor en Openbaring praat daaroor baie mooi in diepte en verduidelik in diepte waaroor dit gaan. Tessalonisense, Timoteus raak daaraan.
So kan ons gaan Matteus 25, Matteus 24, al hierdie skrifte. So Paulus praat hier in kort, hy sê, iets was verborgen, maar dis nou oop, en dit het God vir ons gegee. Hier kom ons dit in vers 52. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dade sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike beklee word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrewe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Hoe baie mooi is dit om eintlik hier te gesels. Hier is een van die kerngedeeltes van die wegraping, wat hy sê, in 'n oogwink gaan ons verander word. Nou Tessalonisense gee vir ons klein bietjie meer duidelikheid oor hoe dit gaan gebeur en wat gaan gebeur. So lees gou saam met my in 1 Tessalonisense 4. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Kom nie deur 'n kerk nie, dis 'n woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voortwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. So sal ons altyd by die Here wees. Hoe mooi is dit nie om dit te weet en hier die sekerheid te kry nie. So ek het so 'n paar punte wat ek net wil uitlig. Daar's so 'n paar punte wat ek net met julle wil gesels, en ek hoop hierdie gee julle 'n mooi leiding en 'n inleiding om ander mense ook daarvan te vertel. So kom ons kyk watse punte gaan ons vanaand hanteer. Wat is die wegraping? Hoekom is die wegraping daar? Vir wie is die wegraping? Hoe raak dit ons en waarop fokus die Here? Kom ons gaan gou ons spring sommer dadelik weg. Wat is die wegraping? Nou as jy nou 'n bietjie nog gaan kyk na die woord wegraping, vind jy nie in die Bybel nie. En daar's baie keer as gevolg van hierdie rede, laat hulle nie die woord wegraping vind nie, sê hulle, maar daar bestaan nie iets soos die wegraping nie. Maar wanneer ons ook gaan kyk, sien ons die woord kerk nie in die Bybel nie. Dit was 'n Christelike term, wat onder gelowiges gebruik was, om mekaar te motiveer, mekaar te ondersteun, veral wanneer ons nou 'n bietjie later gaan kyk, kort nou van hier af, die woord Maranatha. Maar om wegraping of die woord wegraping beteken kortliks om op te ruim of weg te neem. Hierdie weg te neem beteken eintlik hy is weggeruk. Die kerk gaan weggeruk word. As jy ook gaan Openbaring lees, ekskuus tog, dan praat die Here Jesus, en Jesus sê vir Johannes, ek wil 'n brief skryf aan my gemeentes. En Johannes skryf en neem hierdie briewe op. So daarom van hoofstuk 1 af tot hoofstuk 5 praat die Bybel oor die kerk of die bruid of die regverdiges. Gewoonlik wanneer die Here praat oor die wegraping, dan verwys hy na ons as gelowiges, as die bruid of die regverdiges. Want sien, in die Ou Testament het jy gekry die Jode en dan die heidene. Nuwe Testament praat hy van die regverdiges en onregverdiges. Nou almal wat in Christus is regverdig, Efesiërs 2. Maar wanneer die woord hier praat van Openbaring, dan praat hy oor die kerktydperk en oor die kerk, net tot op hoofstuk 5, en dan lees jy nie weer van die kerk of die bruid of die regverdiges nie, eers wanneer hulle saam met Jesus Christus gaan regeer. Waar is hulle dan? Wat het met hulle gebeur? Die wegraping het plaasgevind in baie kort. Hoor gou 1 Korintiërs 16 vers 22. Hy sê, as iemand die Here Jesus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. En dan sê hy die woord Maranatha. Hierdie woord beteken die Here kom of die Here kom weer.
hang af in watse konteks ons dit gebruik en hoe dit gebruik word. Maar dit is hoe die gelowiges mekaar gegroet het om mekaar te herinner dat die Here weer kom. Nou net so vinnig, as ons nou hier gaan kyk na die tydlyn. Jy kan vir 'n oomblik net daarso op jou skerm pause en dan hierdie tydlyn mooi deurgaan. Ek het so 'n paar skrifte bygesit, maar ek wil eintlik hierdie tydlyn gebruik wat net baie eenvoudiger is en dit is hoe dit saamgestel is. As ons net gou vinnig vir 'n oomblik weer terugkom, wil ek dit net noem. En ons gaan daarby aanraak, maar net om vinnig 'n antwoord te gee op baie vrae wat ons kry. Al die tekens van die tye dui op die wederkoms en nie die wegraping nie. As ons nou weer gaan kyk hier na die tydlyn, sien ons die wegraping is 7 jaar voor die wederkoms. Maar wanneer ons Matteus 24 lees, dan besef ons dat hierdie tekens is alles op die wederkoms, wat ook genoem word die dae van Noag. So kan ons deurgaan en so kan ons deurwerk, maar ek wil net weer kortliks vir julle sekere dinge uitlig en uitwys. Maar die wegraping gaan voor die verdrukking plaasvind. As die verdrukking al plaasgevind het, wat party mense al glo, is daar sekere dinge wat moes al gewys het volgens die woord. 2 Tessalonisense hoofstuk 2, wat gesê het die anti-kris moes al fisies na vore verskyn het. Die merk van die dier moes al fisies geïmplementeerd wees, veral wanneer jy Openbaring 13 lees. Want die merk van die dier en die getal van die dier het te doen met jou aanbidding tot die anti-kris. So as ons in daai gedeeltes lees, maar dit is nie vir nou en vir vanaand nie, maar ek wil graag met julle verder gaan. So kom ons kyk net gou weer kortliks. Wat is die wegraping? Dit is waar die Here Jesus die regverdiges kom haal om 'n bruilof te hou. As jy nou in Matteus dit gaan lees, dan lees jy oor die 10 maagde, oor hierdie mooi verhaal, oor laat ons moet gereed wees en laat ons onsself moet oorgee vir die Heilige Gees om vrug te dra. En wanneer ons gaan kyk na die wegraping, is om eintlik ons te spaar van die wraak van God. In kort is die wegraping daar om die regverdiges te spaar vir die wraak wat op pad is. Nou wanneer mense met my praat en baie keer vra vir ons, maar hoekom moes dit gebeur? Waaroor gaan dit? Moet ons hierdie konsep verstaan, wanneer God dit benader het, het God die Jode gekies om die hele wêreld tot bekering bring. En Jesus het gekom op die regte tyd en hy het op die regte tyd vir ons gesterf, Romeine 5. En hulle het hom verwerp. En nou is God se hooffokus nie meer op Israel nie, maar op die kerk en op die genade tydperk wat ons eintlik nou noem, want God is genadig. Hy sê, ek vertraag nie die belofte soos wat sommige dink nie, maar ek is lankmoedig en ek gee geleentheid en ek gee tyd laat mense tot bekering kom. Maar daar gaan 'n lyn getrek word en dan gaan God die bruid kom neem en die bruid sal vir altyd en vir ewig in die hemel wees. Is eers in die millennium gaan die bruid weer kom regeer saam met die Here Jesus. In die millennium is Jesus op die troon en Dawid gaan saam met God regeer, soos wat die beloftes nou in vervulling kom. So die kerk moet weggeneem word, sodat God met die beloftes kan aangaan wat hy met Israel gemaak het. So die klem lê dan weer op Israel en nie op ons nie. En weer eens soos ek genoem het, ons is so bekommerd oor die tekens en alles wat gebeur het, laat ons vergeet waaroor gaan dit en hoe ons daarin pas. Soos ons nou verder gaan, sal ons dit verstaan. Iets anderstes wat ek net gou weer vinnig wil aanhaal, as ons kyk, ons is gespaar teen die wraak van God. Iets wat ek net wil noem en sommer ingooi. Onthou, ons het gesondig en ons het teen God gesondig. En toe Jesus gesterf het, het hy die prys betaal aan die Here en nie aan die duiwel nie. En omdat Jesus vir ons ingekom het, is ons in hom regverdig. 'n baie mooi voorbeeld is dat
Jesus is die koevert en ons is in Jesus geplaas. So wanneer God met my hanteer en met my werk, dan hanteer hy met my deur sy seun. So wanneer God dan my hanteer, in ander woorde, hanteer hy my asof ek nog nooit gesondig het nie. En dit is die mooi van wedergeboorte. So in 3 hoofpunte, ek het dit maar probeer opsom, is dit hoekom die wegraping moet plaasvind. Die Here gaan sy beloftes nakom met Israel en dan is die fokus op hulle. Die kerk of die bruid hou die anti-kris te. Dis hoekom ook een van die redes is van die wegraping. Die bruid kry 'n verheerlikte liggaam en ons gaan beklee word soos wat hy beklee is. Dit het ons nou net gelees in 1 Korintiërs 15. Jy kan die hele hoofstuk gaan lees. En dan Kolossense verwys ook daarna. Hy sê dan beklee julle soos wat Jesus beklee is. Hy sê bedink die dinge wat daarbo is. En so kan ons in diepte gaan, maar in kort is hier die paar redes. Ek sê nie dit is al die redes nie, dit is net paar redes om bietjie tyd te spaar vir hierdie studie. Kan ons nou net bietjie verder aangaan. Nou hier's 'n groot vraag wat ek baie keer kry. Hulle sê, wanneer is dit? Nou weer eens wil ek net dit genoem. Die tekens dui op die wederkoms en nie op die wegraping nie. So baie keer is mense verwar met dit en baie keer soek hulle na 'n antwoord en na die tekens. Nou tans tydig is dit nou baie gewild om te sê die 23ste September is die wegraping. En hulle vergelyk dit omdat dit deel is met die Joodse feeste. Jy kan dit onthou in die vorige week het ons daaroor gesels. Maar hulle sê omdat die nuwe Joodse jaar aanbreek op daai, glo hulle dit is die wegraping. En dan haal hulle Levitikus 23 aan van vers af 23 tot 25. Maar kom ons lees wat sê Jesus self oor hierdie saak. Weereens, hierdie kom uit die Here Jesus af. Hierdie kom nie deur mense nie, Jesus het ons dit kom leer en dit is wat aangehaal word hier. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net so die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Vers 42, wat die klem op is, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Ons moet altyd gereed wees. Nou ons almal kan dit sien, daar is tekens en dit is wat Joel van gaan praat het, gesê toen hierdie dag in my gees uitgestort word, wat al reeds gebeur het. Ons kan sien in die tekens wanneer ons Matteus 24 en 25 lees, van aardbewings en oorloë en gerugte van een nasie staan teen die ander nasie op. Al hierdie dinge is daar. Die heelal verkondig dit, die sterrehemel verkondig dit, die hemelruim waar ons nou sien van die son en die maan, en alles wat gebeur, verkondig hierdie dinge. En ek dink dit is hoekom die aanslag teen die kerk so groot is, omdat die duiwel ook weet, sy tyd raak min. Nou weer eens, kom ons gou kyk wat hier sê, die tekens van die tye. Ons lewe in 'n tyd waar mense meer bekommerd is op die tekens van die tye, as wat dit beteken. Mense luister eerder na dinge wat hulle wil hoor, as wat hulle moet hoor. Hoe gaan hierdie wegraping gebeur? Hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompgeluid. 1 Tessalonisense 4 het ons gelees alreeds, hy sê, met 'n geroep, met 'n stem van 'n aardsengel, met die geklank van die basuin van God. In hierdie oomblik, wanneer dit gebeur, ons gaan nou weer hierna kyk, wanneer hierdie gebeur, die basuine blaas, kom ons veronderstel, dit gebeur nou op hierdie sekond, dan almal wie gered is, dit is nou vir wie is dit, dis my volgende punt, vir almal wat gered is, almal wat wedergebore is, ons het in die Here Jesus regverdig geword, want Jesus
is die enigste weg. Daar is geen ander manier om by die Vader uit te kom, behalwe deur Jesus nie. En baie keer wil mense dit meer ingewikkeld maak as wat dit moet wees. Dink net aan die rower langs Jesus aan die kruis. Hy het gesê, Here, dink vandag aan my. Eenvoudige gebed wat hom die saligheid gegee het. Want die saligheid kom nie van deur ons werke nie. Die saligheid kom deur die genade van die Here Jesus wat aan ons geskenk is. So vir almal wat saamgaan is, vir almal wat gereed is en wat reg is vir Jesus se kom. En daarom is ons opgeneem en weggeruim. So in 'n oogwink gaan ons verander word. In 'n oogwink gaan ons Jesus ontmoet. In 'n oogwink gaan ons bekleë word soos wat hy bekleë is. En die wat ontslaap het, gaan ook op daai oomblik bekleë word. En dan is ons vir altyd en vir ewig in die hemel. Die wat dan saamgegaan het. Maar kom ons veronderstel soos wat ek genoem het, as ons nou dan weggeraap word, almal wat dan agterbly op aarde, as daai aarde dan moes sterf op daai oomblik, sou hulle nie hemel toe gaan nie. Gaan hulle hel toe. As hulle hemel toe gegaan het, saam met ons, is hulle regverdig. As hulle nie gaan nie, is hulle onregverdig. Ek glo daar gaan baie mense op daardie oomblik tot bekering kom. Dis eintlik 'n baie verskriklike ding wat gaan gebeur. Nou as ons net geweer hierna kyk, hy sê die wêreld gaan nog aangaan na die wegraping. Maar die wat dan in tot 'n bekering kom, gaan 'n swaar tyd hê. Ons wat saam met die wegraping is dan in die hemel vanaal. Jy kan nie weer uitgeskop word nie, jy kan nie weer dit jou saligheid verloor nie. Jy is vir altyd en vir ewig in die hemel. En die ander kant van die muntstuk is ook waar. Die wat dit dan nie gemaak het, het dit nie gemaak nie. Maar dink veronderstel jou net in hierdie oogwink wanneer regverdiges weggeneem word, is daar chaos op die aarde. Want daar's Christene wat vliegtye vlieg, daar's Christene wat busse ry, daar's Christene wat trokke ry, karre ry, in die samelewing werk en dit gaan heelal gebeur, soos wat ek daarmee bedoel is, die hele aarde gaan op een slag al die gelowiges ontruim word. En dan gaan die anti-kris na vore kom en hy gaan dan opstaan en hy gaan 'n antwoord gee oor dit wat gebeur. Nou tans interessant, praat hulle sien al iets buite ons sonstelsel wat stadig maar seker is, wat besig in te kom na die aarde toe. So die anti-kris gaan 'n antwoord gee wat die mense gaan aanvaar. Party mense gaan dit sien en sê maar die kerk het ons gewaarsku teen hierdie dinge, die kerk het ons geleer om weg te bly en so gaan hulle dan tot bekering kom. En ek dink dit is baie keer dieselfde soos die dae van Noag. Hulle het eers gedink Noag is vreemd, Noag doen snaakse dinge, maar toe dit begin reën, toe besef hulle maar Noag was besig met die waarheid. En ek glo ook, dit is die antwoord vir ons. Hoekom noem ons hierdie dinge? Hoekom verwys ons na hierdie dinge? So laat ons moet gereed wees. So laat ons moet reg wees vir die koms van die Here. En vir ons gaan dit 'n blye dag wees. Vir ons gaan dit 'n goeie dag wees, maar vir die wat nie vir hom wag nie, gaan dit nag wees. So in kort om op te som waaroor ons gesels het vanaand. Die wegraping is daar bepaal dat God besig is om sonde tot 'n einde te bring. Hy gaan sy kerk kom ontruim, onttrek, om hulle te spaar van die 7 jaar verdrukking. Die 7 jaar verdrukking, 'n rede hoekom dit daar is 'n straf vir Israel, omdat hulle Jesus nie aanvaar het nie. Ons wat Jesus aanvaar het, is daai gespaar. So kan ons deurgaan die Ou Testament, elke keer is regverdiges gespaar, Noag in die ark is gespaar, omdat hy met God gewandel het. En na dit gaan God weer sy beloftes aangaande Israel tot in vervulling bring. So ons wag op die volgende groot oomblik, moet die wegraping wees. Ons sien al reeds hoe die anti-kris agter die skerms werk, ons sien al reeds hoe die tempel so goed in plek val, ons sien hoe reeds die wêreld in plek val, veral wanneer jy lees 1 Tessalonisense 5, die eerste gedeelte wat hy praat van veiligheid en vrede. Hy sê julle moet bekommerd wees en julle moet wakker wees wanneer hulle dit begin sê. Dit is hulle agenda vir 2030. Ons is bevoorreg om hierdie dinge te sien in plek val. Maar dit gee vir ons die erns om ons boodskap moet uit te dra na buite toe.
En ek wil saam met jou bid en saam met die Here vertrou. Laat ons dit nie mis nie. Want om agter te bly gaan moeilik wees. In daai sin, as ons 'n bietjie later kan gesels en as u wil kan ons daaroor gesels, sal jy waarskynlik moet sterf vir jou geloof. En daarom het ons hier die klem om gereed te wees. Ons weet nie wat se dag dit gaan wees nie, maar ons weet, die Here is op pad. Hy gee ons die sekerheid dat ons dit kan sê. So wil jy nie net jou oë saam met my sluit en laat ons afsluit oor hierdie nie. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade. Baie dankie vir u liefde. So wil ek vra dat u ons sal lei. Dat u Heilige Gees ons sal vorm na die beeld van Christus. Soos wat hier Efesiërs gepraat het en ook Korintiërs gepraat het. Mag ons die hemelse beeld uitdra in ons lewe. En Here, ek wil vra, as daar iemand is wat nou hierna luister en sê, Here, my saak met u is nie reg nie, laat hulle nou dit sal regmaak. Want ons weet u is op pad om u kerk te kom haal, om ons te kom haal. En ons sien al hierdie dinge is in plek, maar ons vrees nie, want ons hoop is in u. Wees met ons, seën ons, dat ons hierdie boodskap kan uitdra in Jesus se naam. Amen. Amen.